Andrei se fiets. Tina kyk magteloos hoe Andrei en die ruimteritser in die naghemel verdwyn. Binne 'n sekonde is hy 500 meters hoog. En binne 2 sekondes 1 kilometer. En 'n minuut later styg hy nog steeds hoër en hoër. Eindelik vind Andrei die knoppie wat die fiets afskakel. Die fiets kom tot stilstand. Hy kyk vir die eerste keer af. En daar in die donker hang 'n groen en blou bal. Dit is 'n snaakse kleur vir 'n sokkerbal, dink hy. Maar dis nie 'n bal nie. Dis die aarde. Hy kan Afrika en Indië sien. En daar is Europa en Frankryk. Toe Andrei besef hoe ver hy van die huis af is, begin hy baie klein en eensaam voel. En 'n bietjie bang. Terwyl hy in die ruimte sweef, steek hy sy hand in sy sak. Al wat hy kry, is die papier waarin 'n Venus sjokoladeplak toegedraai was. Toe sien hy skielik die liggies van 'n ruimteskip voor hom blink. Hy voel baie beter. Maar daar is iets verkeerd. Toe die skip naderkom, kan hy 'n man in 'n ruimtepak aan 'n kabel sien sweef. Die man wys wanhoopig na iets. Hy skree ook, maar Andrei hoor geen woord nie. Toe sien hy 'n silwer kussie wat van die ruimteskip wegbeweeg. Hy weet dadelik wat hy moet doen en druk die fiets se vuurpylknop. Die fiets brul weg en Andrei agtervolg die drywende, tollende kussie. Daar het hy dit. Hy steek dit in sy ruimtepak se sak en keer na die ruimteskip terug. Toe hy by die ruimteskip kom en by die lugsluis inry, juig die bemanning hom toe. Hy is 'n held. Knap gedaan, kerel, sê die kaptein. Hierdie kussie is lewensbelangrik. Dis ons ruimtekompas. Daarsonder sou ons verdwaal het. Hy probeer sy voorkop afvee, maar hy dra nog steeds sy helm. Jy verdien 'n beloning. Ek wil maar net asseblief huis toe gaan, sê Andrei. Ek is 'n bietjie moeg. Goed, sê die kaptein. Hy skakel in hiperrad en kry koers na die aarde. Daarvoor gebruik hy die ruimtekompas. Andrei se sokkerbal word groter en groter, totdat dit die hele venster vul. Daar lê Frankryk onder hulle. Toe sien hy die blink rivier wat naby sy tuisdorp vloei. Dis waar ek woon, sê hy. Kan jy my daar aflaai? Die kaptein steek 'n spesiale medalje aan Andrei se pak vas en stuur die skip versigtig tot dit bo sy huis hang. Staan op die lanseerluik, sê hy. Andrei tel sy helm op en stap na die buis. Skielik is daar 'n snaakse geluid en hy voel hoe hy val. Hy gryp met sy hande in die lug, toe maak hy sy oë toe. Toe hy hulle weer oopmaak, lê hy in sy bed en die son stroom by die vensters in. Hy vryf sy oë en kyk na die plakkaat teen die muur. Daar's die ruimteritser en Tina. Dan het ek alles gedroom. Maar hy het nog nie onder sy bed gekyk nie.